Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is vanmôre baie bevoorreg om François Bloemhof hier in die ateljee by ons te hê. Een van, ek dink, die mees vindingryke skrywers wat Afrikaans in die laaste paar dekades gehad het. Goeiemôre François. Goeiemôre, dankie, is lekker om hier te wees. Dit is baie lekker om jou te hê vanmôre François. Kom ons praat maar oor vindingrykheid en dies meer as dit kom by skryfwerk. Jy het nou al daar's al boeke wat jy rekenaarspeletjies saam mee uitgebring het en 'n klankbaan en nou is daar 'n boek wat mense gewoon daaraan dat 'n boek 'n film word of 'n boek word 'n reeks. Maar nou het jy een keer om die son wat 'n reeks was in 'n boek omgesit. Genade. Dis die ander kant om. Ja, maar dit was interessant. Ek hou van 'n uitdaging. Kyk, dan is eers wat ek gewonder, moet ek nou ja sê, moet ek hierdie malperd opklim? Toe is dit op die ou en nie 'n malperd nie, maar baie lekker perd om op te klim. Want kyk, waar dit al van tevore het ek dit al gedoen deur byvoorbeeld met Vir die Voëls en Pad na jou hart, het ek draaiboeke gevat en dan boeke daarvan gemaak, maar dan was dit altyd 100 bladsye. Hierdie keer was dit 600 bladsye. So dit was nie 'n geval van wat sit jy in nie, dit was 'n geval van wat kan jy alles uithaal. En dan natuurlik sit jy jou eie goeders by op die ou einde, so dit raak soos 'n wiskundige sommetjie, bietjie meer hiervan, bietjie meer daarvan. En natuurlik, dit was 'n lekker storie. So dit was lekker om dit oor te vertel. Want dit is nou my vraag, hoe naby bly mens byvoorbeeld aan die karakters wat klaar geskep is, wat jy dan in die boek sit? Is daar verandering, is daar groei in die karakters of is die karakters presies dieselfde byvoorbeeld? Karakters is dieselfde, hoewel ek is seker ek het die karakters baie dinge laat dink wat die draaiboekskrywers nie in gedagte gehad het of selfs die akteurs wat hulle gespeel het. Want die ding is, want dis nou die voordeel van 'n boek is jy kan regtig in die gedagte in die karakters se koppe inklim. Ja. Terwyl natuurlik die voordeel van 'n TV-reeks is jy die musiek wat jou help, jy het goeie spel, jy het goeie regie en dan dink die kykers self by wat deur daai persoon se kop gaan. So ek is seker my interpretasie is nie dieselfde as wat 'n ander skrywer sou gewees het nie. Hoe maak 'n mens met so iets? As jy amper meer vleis bysit. Gaan 'n mens na die draaiboekskrywers toe en vra vir hulle luister, sit 'n bietjie, gee 'n bietjie inputs hier. Wat dink julle van hierdie? Wat dink julle van hierdie? En dan verwerk jy dit tot jou eie of waar begin 'n mens met hierdie proses? Jy gaan deur die draaiboek en dan hoofstuk vir hoofstuk, met ander woorde maand vir maand en jy besluit maar net. Dit is regtig seker toneel wat ek uitgehaal het. Wat ek dink die mense, hulle gaan nie vervies vir my nie, want hulle is baie aangename mense, maar ek dink nie dit sou baie regverdig van my gewees het om vir hulle nog te vra om my te help om hulle verhaal te verwerk nie, want ek is reeds besig om hier op my eie pad daarmee te gaan. Nou nie heeltemal op my eie pad nie, soos jy sê, mens bly getrou aan die karakters, maar nie al die gebeure behou jy nie. Ja. Daar is hierdie reël in TV dat hulle maak so gewoonlik voorspooksels of dinge gebeur in 3. Hulle sal vir jou wys dat iets gaan kom en dan is daar nog 'n beter aanduiding en dan gebeur dit. Maar in 'n boek waardeur kykers dit glad nie. Hulle wil nie voorspellings hê nie, hulle wil by die regte ding uitkom. So dit spaar my ook tyd wanneer ek skryf, want daar is net soveel bladsye waarbinne ek die storie moet vertel. Ja. Het mense ooit met so iets spesifiek van 'n reeks na 'n boek toe of 'n film na 'n boek toe, voel jy lesers het baie keer 'n vooropgestelde idee van wat die boek moet wees? Dis vir my moeilik om te sê. Ek moet sê dat ek het al boeke gelees wat op flieks gebaseer was en ek was nie altyd verskriklik beïndruk nie, maar nou ja, dis makliker om te sê ek gaan dit nie doen nie as om dit werklik reg te kry. Ja. So. As mens kyk na ek gaan nou maar sê die instant gratification generation. Die generasie wat dadelik kan hulle behoeftes bevredig op sosiale media of dopamien kan kry. Watter aanpassings is daar vir skrywers deesdae om daai generasie vas te gryp en hulle aandag te hou en die heeltyd in 'n storie te hou? Daar's dalk vir my bietjie minder van 'n aanpassing as vir ander skrywers, want ek het self 'n redelike kort aandagspan. So ek wil redelik gou by die interessante dele uitkom. En in hierdie draaiboek was daar geweldig baie interessante dele, so dis waarop ek hoofsaaklik amper sê gefikseer het, gefokus het. En jy weet sekere dele wat nou op TV baie goed gaan lyk, soos wanneer die familie nou net bymekaar kom en tyd saam deurbring, dit is hartverwarmend, maar in 'n boek kan jy dit lekker oordra nie. So daai is die tonele wat ek dan byvoorbeeld wat in 'n boek ek dink
lesers net so gefrustreer het. Hulle sou vinnig wou uitgekom het by die volgende gebeurtenis. Ja. Jy het vroeg gesê, weet in TV gebeur dinge so half en 3. Daar gaan iets gebeur, daar gaan iets weer gaan gebeur. As mens kyk na 'n boek en die geheim tot 'n goeie storie of 'n goeie boek skryf, wat is van daai elemente wat gewoonlik in 'n boek moet wees? Soveel gebeurtenisse moontlik. So ek het gewoonlik wanneer ek nou deur die draaiboek gaan, episode vir episode met antwoorde maand vir maand, dan het ek myself gevra wat is nou die hoogtepunt? Wat kan uitgelaat word hierso? Dit is toe ek op skool was ek altyd goed met iets wat die meeste mense gehaat het en dis die begripstoets. In Engels het hulle dit die summary of die prysie genoem en byvoorbeeld my persoonlike afrigter sê hy kon dit glad nie doen nie want hy alles voel vir hom belangrik. Hy kan nie besluit wat is die kern van die saak nie. So keer op keer het ek probeer kyk wat is die kern van die saak, kom ons fokus daarop. Die onderskeidingsvermoë. Hoor die spooksoekers doen heeltemal van die onderwerp af. Spooksoekers doen baie goed, nê. Dis nou weer al spooksoekers, maar wat mense nou kan sien, maar dis regtig, dit kry daar's baie aanhangers. Ja. Waaroor ek natuurlik baie bly is, want is iets anders. Dit is 'n uitdaging. Ek verstaan dit is nie die soort van genre waarvan absoluut alle mense hou nie. Want eerstens is dit 'n jeugreeks en dan is daar elemente van die bonatuurlike. Kyk, dit is ook op boeke van my gebaseer. So ek het dit daar ook op hierdie manier gedoen. Nee, ek het dit juist andersom wag. Ja, maak met mekaar. Maar daar was dit 'n geval van as jy dit vir TV verwerk, dan maak jy sekere veranderinge, jy maak dit meer toeganklik. Daar's 'n bietjie meer humor. En natuurlik dan help dit as jy goeie spelers en 'n goeie regisseur het en natuurlik my Starscape Motion Pictures, die mense wat dit gemaak het, ek is mal oor hulle, ons dink op dieselfde manier. So dit was my geweldige groot avontuur. Jy het nou al meer as 40 boeke geskryf. Jou markte verskil ook hemelsbreed van jeug tot volwassenes. Hoe is daai aanpassing as skrywer heeltyd om is dit 'n groot aanpassing om te gaan vir die verskillende markte? Nee, ek dink op verskillende maniere. Ek hou regtig van verskillende tipe stories. En ook ek het as skrywer het ek geen besigheidsplan nie. Jy weet dit sal baie makliker eintlik vir my gaan. As jy dit sal seker ook vir die bemarkers sal dit makliker wees as ek kan sê hier is die volgende Franse Bloemhof boek, want ek bedoel op die oomblik beteken dit niks. Jy moet eers vir die mense sê maar hy is nou so, hy's vir daai ouderdomsgroep en is oor daai genre. Ding is net as 'n volgende storie aan my kop kom en dis 'n goeie storie, dan gaan ek dit nou nie los nie, want ek voel ek word vertrou met daai storie, dis my plig om dit te vertel. Ja. Jy praat van stories, jy as skrywer, het jy 'n spesifieke proses wat jy altyd volg? Is dit altyd soos 'n karakter wat by jou opkom en dan skryf jy 'n storie om 'n karakter? Is dit 'n storielyn? Is dit 'n scenario wat jy dink sal oulik wees en die boek word daarop gebaseer? Is dit altyd dieselfde vir jou? Verskil dit? Dit verskil. Maar wat ook al gebeur het is dat byvoorbeeld ek sal dink aan 'n goeie einde of ek sal 'n fliek kyk of 'n boek lees en dan dink ek weet hoe dit gaan eindig en dink dit gaan nou baie lekker wees. En dan werk dit nie op daai manier nie en dan sal ek 'n storie laat oploop tot by daai punt. Wat eindes is belangrik. Jy weet mense wag daarom daar moet daar 'n goeie ontploffing aan die einde wees. Goeie ontploffing. Ja, vind jy mense hou meer van die gelukkige einde of die tragiese einde? Mense hou tog nog maar meer van die gelukkige einde. Jy kan vir hulle so swaar laat kry saam met die karakters soos wat jy wil deur die tyd, maar dan moet daar 'n glimlag wees aan die einde. 'n Belooningkie. Dit maak nie vir my saak. My persoonlik, jy weet, ek sal ook swaar dramas kyk, want dan jou eie lewe voel so lig daarna, maar jy weet dit is mense hou tog daarvan. Baie mense dink ek het nou nie uur en 'n half hierna gekyk net om in trane by die teater uit te loop nie. Jy weet, dis nou as hulle nog teaters toe gaan. Baie gesien. Jy self as jy nou boeke lees, verkies jy 'n spesifieke genre of 'n skrywer of lees jy redelik wyd? Ek lees redelik wyd. Ek lees nie op die oomblik so wyd soos wat ek wil nie. Ek doen baie redigeerwerk vir die uitgewers. So ek lees regtig 'n verskeidenheid van manuskripte. Okay, dis nie lees nie, dis 'n bietjie werk. So dan is dit vir my baie jammer dat as dit aanraak, dan het ek nog nie regtig tyd vir 'n vollengte boek om dit ook nog te lees nie. So ek sal kort verhale dan lees in die aand. As ek nou nie 'n fliek kyk of 'n episode van 'n reeks nie. Dit is interessant jy sê jy lees manuskripte, maar dis nie regtig lees nie, dis werk. Ja, maar dit is lekker werk. Dis lekker werk, ja. Maar kry mense daai punt wat jy op 'n stadium kan sê ek sit nou al my skrywers goed af. Ek sit die liggie vir die skrywer by sy lesenaar af en ek geniet nou net die storie. Is daar seker tye nog? Daar is seker tye, maar jy moet veg daarteen. Want die ding is want dis die tye wanneer jy nou ontspan. Dis die tye wanneer jy nou nie besig is om daardie skrywer guns te bewys nie. Ja. So hoe meer jy het gelees, hoe meer jy dit net lees vir die lees, hoe minder gaan jy verander en dit is tog waarvoor jy daar is. Jy moet nou nie trigger happy raak en net verander, jy weet,
voor die voet nie, maar Ja. met jouself daarom 'n bietjie inhou terselfdertyd. Dis jou plig en is jou plesier. Ja. Hoor hierso, jy is besonder besig nou met die boekebekendstelling spesifiek van Een keer om die son. Jy het vandag 'n voldag nog. Ek het vandag 'n voldag uit gisterand al begin saam met 'n boekklub waar ons baie lekker gekuier het en ja, ek het eintlik gedag ons het klaar geëet. Hulle het gesê hulle gaan kyk, so hallo. En, ek het gedag ons het klaar geëet. Maar julle Toe het sê toe hulle, klaar ons geëet. gaan nou die Ja. voorgereg bring. O, regtig? En ja, so ek het nou nie soveel geëet soos wat ek wou nie, want alles was verskriklik lekker. Maar ja, nee, daar's vandag nog, behalwe nou julle, is daar nog 'n Marula Media onderhoud en dan vanaand is die boekbekendstelling. Waar is die boekbekendstelling? Die boekbekendstelling is in die Woodlands Mall, waar ek 'n vaar vermoede het ek al was toe ek laas in Johannesburg was, maar ek is seker nie. Nou maar alle sterkte, Frans, dit is 'n besige tydjie. Mense besef nie altyd dat skrywers as dit kom by bekendstelling so verskriklik besig is nie. So 'n performer moet wees ook. Ja, maar dis staan 'n heeltemal ander hoed wat jy opsit, want gewoonlik jy weet, ag, ek word wakker, ek gaan oefen en dan gaan doen ek my bietjie skryfwerk vir die dag. Iewers gaan ek nog by die winkels aangaan ensovoorts. So ja, om mense te sien, maar dan aan die ander kant het jy weer kontak met die mense wat nou werklik jou lesers is of mense wat belangstel. So dis absoluut nodig. Ons baie dankie vir jou tyd Baie en moeite dankie. op jou besige dag vandag. Dis lekker om jou te gehad het. Dankie. Nou ja, maak gerus 'n draai by jou naaste boekwinkel en kry daai Een keer om die son boek wat François Bloemhof van die TV-reeks af so bietjie ingekleer het met nuwe interessanthede. Dit sal iets wees om te lees. Ons is nou weer terug net na 'n advertensiebreek. Dan is ons weer in die kombuis en later gesels ons met 'n musikant.